ons staan net so, dan sluit ons die oë. Ons Vader, dankie dat ons kon gesing het van U huis, net goedheid en guns, sal ons volg, al die dae van ons lewe. En dit is ons begeerte vanaand, Vader, om ons te verlustig in U goedheid en in U guns, want U is waarlik goed. En ons wil saam met die psalmdigter smaak en erken dat U goed is, dat U self vir Israel verlos van al sy vyande, en dat ons U sonder vrees kan dien, in heiligheid, in reinheid, in opregtheid, al die dae van ons lewe. Vader, ons wil vanaand erken, U is ons grootste skat. Daar is vir ons niks groter en beter as U nie. En al het ons 'n stryd, Vader, om dikwels die vlees af te lê, dank ons U dat U self vir ons hierdie stryd kom stry het en oorwinning gebring het in Yeshua, sodat ons vanaand saam met U aan 'n tafel kan sit binne in U huis en al U goedheid bedink. En ons verlustig, en ons met ons hele hart en siel en alles wat binne in ons is, U naam, kan loof en kan prys wat oor ons uitgeroep is. Verheerlik asseblief U naam, want U is waardig om aanbid te word. In Yeshua Messia. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Dit is 'n baie groot voorreg om die woord van Jahwe te kan oopmaak. Hartlik welkom aan elkeen wat ingeskakel is. Wanneer ons die lied sing, ek was aan swerwe, ek was daar buite, tussen die dorings en die distels, daar waar die woestyn gloed, ons brand, en in die terme van Hooglied, want ons is besig met Hooglied, daar waar ons brein brand, soos die tente van Kedar, soos die gordyne, dan is dit Jahwe wat my siel verkook as ek moeg is. Hy gee vir my sterkte en krag. Langs waters wat stil is, lei hy my, wys waar ek moet gaan elke dag. Vanaand, Hooglied 2, sy vaandel, die vaandel oor my was die liefde. Hooglied 2, en Hooglied 2 van vers 1 tot 7 vorm nog deel van die toneel van Hooglied 1. So, as baie verwysings en verbande tussen Hooglied 2 se versies wat ons nou gaan hanteer in Hooglied 1. Ons lees vanaf vers 1 van Hooglied 2. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale, soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynkoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Laat sy linkerarm onder my hoof wees, en sy regterarm my omhels. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die taakbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Net tot sover vereers. Die boek Hooglied is vol kleur en klank en geur en tonele. Dis belangrik. Moenie vergeet dat Salomo die boek geskryf het nie. Moenie vergeet dat Salomo 'n gesalfde, begaafde koning was nie, wat oor baie dinge geskryf het. Maar spesifiek hierdie Hooglied, die mooiste, die diepste openbaring. Nie net in poesie nie, maar ook in lewenswerklike situasies. Daar is baie plante wat dalk vir ons onbekend is. Daar's baie reuke en geure wat dalk vir ons vreemd is. En daar is dalk tonele wat ons nie altyd mooi verstaan wat hier aangaan nie, maar dis belangrik. Salomo is die koning in hierdie verhaal. Ons lees baie van 'n koning. Hoofstuk 1, kan jy saam met my weer vinnig kyk, vers 4, waar die beminde, die vriendin vra, trek my agter u aan, laat ons gou maak die koning. Dan spreek sy van die koning. Ook in vers 12,
solank as die koning aan sy tafel was. Dalk 'n bietjie duideliker voorbeeld is in hoofstuk 3 vers 9. Koning Salomo het vir hom 'n draagstoel gemaak. Duidelik is die koning, die beminde Salomo, deel van hierdie lied waarvan hy skryf. Ons weet, Salomo was koning oor al 12 stamme van Israel, 'n tipe, 'n analogie van Yeshua in sy vredesryk, sy heerlikheid, vol wysheid, vol regverdigheid. Ook in vers 11 van hoofstuk 3, kom uit dogters van Sion, aanskou met vreugde die koning Salomo. So, die lewenswerklike situasie van Hooglied is belangrik. Die woord Sion het nou voorgekom. Ons het die laaste 3 maande baie oor Sion gepraat, die huis van Jahwe op die top van die berg, en daar sê ek 'n baie belangrike woord, huis. Want ons gaan vanaand fokus op vers 4, oor die vaandel van liefde, maar die eerste gedeelte van die vers is baie belangrik. Hy het my in die wynhuis ingebring. En binne in hierdie plek, en ons gaan nou daaroor gesels, was sy vaandel, of die vaandel oor my, was die liefde. Die wynhuis is baie, baie belangrik. Maar nou wil ek net so 'n bietjie vir ietsie vir interessantheid so op die kantlyn, want die boek Hooglied, soos wat ons deur hom gaan, is vol interessanthede en bietjie tegniese detail, dinge waaroor ons ook wonder en nie sekerheid het nie. En dit is, ons weet nou, die koning, die beminde Salomo. Maar wie is die vrou? Enige iemand te vermoede? Ons wonder. Daar is verskeie menings en kommentare. Party meen dit is die Egiptiese vrou van 1 Konings 3. Maar duidelik is hierdie een sy vrou, die een met wie hy 'n diep verlange verhouding het. Ons praat nie van byvroue nie, ons praat nie van geskenke, weens politieke alliansies nie. Ons praat van die narsing van Saron, 'n lelie van die dale, 'n enkeling, 'n liefling. Nou, miskien, moontlik. Daar word gepraat van die Sulamitiese in hoofstuk 6 vers 13. Blaai gou soontoe, hoofstuk 6 vers 13. Kom terug, Sulamitiese, kom terug. Dat ons u kan aansien. Wat sien julle aan die Sulamitiese? Net soos die koordans van Manaim. Nou Sulam, en dis nou baie belangrik. Ons nou kaartwerk gehad het, maar toe maar, ander dag. Daar waar ons vanoggend in die boodskap oor Agab gehoor het, en Nabot se wingerd, Jezreel vallei, dis daar net so suidwes van die see van Galilea. Baie vrugbare gebied, baie wingerde, soos wat die wingerd van Nabot daar was wingerde, Sulam is net daarso. Hierdie vrou, die Sulamities, is bekend met wingerdboerdery. Sy ken van wingerde. Daarom gaan ons baie van wingerde en wyn ensovoort lees. Hier is my vermoede. So ek sê dit, is nie vas nie, is my vermoede. Maar ek is 'n redelike sterk vermoede, dat hier die Sulamitiese is dieselfde as die Sunamitiese, wat Dawid laat kom het, of weens Dawid se oudheid. Kan julle die geskiedenis onthou? 1 Konings, Dawid is oud op sy bed, hy kan nie meer warm word nie, hulle maak hom toe met komberse, hy word nie warm nie, hulle sê, laat ons vir u 'n mooi meisie kies, wat by u kan wees, wat u kan verpleeg, en hulle kies toe 'n mooi meisie, die Sunamitiese. Sy kom daarso, en sy versorg vir Dawid. Nou daar was baie politiek of polemiek oor hierdie Sunamitiese meisie, en dis in die ergste graad. Want toe Dawid sterwe, net voordat hy sterwe, is sy seun Salomo erken as koning, terwyl sy boetie Adonia die koningskap wou geëis het, onthou julle? En Adonia moet buig en hy skrik dat Salomo koning is en hy vra vir genade. En Salomo sê, as jy eerbare man is, dan is daar vir jou genade. Maar hy was nie eerbaar nie. Adonia gaan toe agteraf en gevra vir Batseba, dit is Salomo se ma, om vir Salomo te vra dat die Sunamitiese, hierdie diensmeisie, hierdie verpleegster van Dawid, aan hom gegee word. En Salomo sien met goddelike wysheid
dwars deur hierdie verraad, hierdie plan van Adonia. En sy direkte sin daarna is, hoekom vra hy vir die Sunamitiese? Hoekom vra hy nie die koningskap nie? So lyk my die een wat met hierdie Sunamitiese trou, die vrou kry, is 'n koningskap, daar is koningskap daarbey betrokke. En Salomo sê, so waar as Jahwe leef, Adonia sal vandag gedood word. So, hy het hierdie Sunamitiese begeer ten koste van sy lewe. Ek dink hierdie Sunamitiese is Salomo se liefling. Dit is Salomo se beminde gewees. Want ons kry aanduidings daarvan in Hooglied. Nietemin, dis net my voorstel en 'n paar Bybelse kommentare se vermoede. Ons gaan 'n bietjie verder en ons kyk nog na ietsie van Salomo, want ek dink die kinders stel net vir Salomo voor as hierdie slim koning wat met sy kroon op sy kop op sy troon sit en dit is Salomo. Nee, Salomo was lief vir die natuur. Hy was lief vir baie dinge. En hy was vol ondernemingsgees. En ons lees in Prediker dat hy wingerde gehad het. Geen wonder, daar is soveel verwysing na wingerde en die liefde in Hooglied. So, ons lees spesifiek in Prediker 2 vers 4 vir die wat wil aantekeninge maak en later daarna kyk. Salomo praat oor sy groot werke wat hy onderneem het. Ek het groot werke onderneem. Ek het vir my huise gebou. Ek het vir my wingerde geplant. So, as ons Hooglied lees, dan is dit nie poesie daar ver nie. Dis 'n lewenswerklike situasie. En baie simboliek, onthou hierdie Sulamitiese kom van daar van die wingerdwêreld af. As ek dit so in tong en die kies mag sê, sy kom van die Kaap af, daar waar die wingerde is. En daar is koneksie daarmee, met die wingerde wat Salomo geplant het. Sy het mos in hoofstuk 1 gesê, moenie na my kyk dat ek so brein is nie, ek het in die wingerde gaan werk. Ek was daar buite gewees. Nou, ek wil dadelik die gedagtes lei na die beelde van Jahwe in die Bybel. Jahwe sê in Jesaja 5, ek, Jahwe, het 'n vrugbare wingerdstok op 'n vrugbare heuwel gaan plant. Israel, my volk. Ons weet uit Johannes 15 dat Jahwe is die landbouer. En uit hierdie wingerdstok het hy alles gedoen, 'n huis gebou, en 'n beskermingmuur gebou, en gevoed en gekoester en verwag dat dit vrug sou dra, en hierdie vrug van die wynstok word geneem, en dit is baie belangrik, na die plek van feesviering, die huis van feesviering, waar hierdie vrug van die wingerdstok geniet word. Die vrug op die arbeid is nie altyd vir die landbouers nie, maar vir die een aan wie dit behoort. En daarom, ons beweeg op heilige grond, as ons die woord van Jahwe oopmaak. Veral die tieners, moet mooi besef, hierdie beskryf reinheid, heiligheid, kuisheid. Wynhuis is die verbondshuis. Dit is waar hierdie vrug op die arbeid geniet word en fees gevier word. Geen losbandigheid nie, inteendeel, intieme verbonds opregte liefde. Die term wynhuis in die ou vertaling is direk vertaal van die Hebreëus af, huis van wyn. Nou as ons so 'n bietjie gaan kyk na die konteks van 'n paleis, dit is nou moeilik om na Ester toe te gaan, want dit is nou 'n ander provinsie en 'n ander kultuur, maar onthou julle toe Haman vir Mordegai wou ophang, toe het Ester mos by die koning, by die wynmaaltyd gesê, maar koning, hierdie Haman wil ons doodmaak en die koning is uit buitentoe. En hy sê, hy het weer teruggekom na hierdie plek, hierdie saal. So, in die paleise was daar 'n spesifieke plek gereserveer vir feesviering. Die direkte vertaling van die Engels banquet sou nou banketsaal wees, maar ek weet nie of dit nou sy doel gaan dien vanaand nie. Die belangrike is, dis 'n plek, dis 'n spesifieke plek.
Nou, dit is so kosbaar. In hoofstuk 1 vra sy, trek my asseblief agter u aan. Sy vra, waar wy u, waar bly u, waar is u huis? En in hoofstuk 2 vers 4, waar ons nou vanaand is, staan daar, en julle moet kyk, sy het nie self die feeshuis ontdek, self geklop, self die deur oopgemaak, self ingegaan nie. Nee, hy het my, die bruid, die vriendin, die beminde, in die huis van wyn, die wynhuis, die huis van feestelike vergadering, ingebring. Hy het dit gedoen. En hier binne was sy vaandel oor my, die liefde. Kom ons staan vir 'n oomblik bietjie hierby stil. Wat is hierdie huis? Wat is hierdie wyn? Wanneer ons na die evangelie kyk, dan sit Yeshua daardie aand by die Pasga maaltyd in Matteus 26. En hy neem die beker, en ek wil dit net vir u lees, toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Die vrug op sy arbeid, nie Jesaja 5 se wingerdstok wat nie vrug gedra het nie, maar Yeshua die loot wat uitsprei, sy vrug, die wynstok, die vrug wat hy bring, is die bloed, sy lewe, wat hy gee en sê, drink dit, maar jy moet baie mooi verstaan, dit word nie op die strate gedrink nie, dit word in die huis van wyn gedrink, in die huis van verbondsluiting word dit gedrink, hy het my in sy huis gebring, hy het met my in verbond ingegaan, en die wyn wat ons drink, is nie die wyn van Babylon, tot hoerery, en losbandigheid, en selfsug, en self nie, nee, hierdie wyn, is die water van die lewe, kristalhelder, wat opofferende liefde is, wat, ek het jou so lief, ek sterwe vir jou, die effek van hierdie, hy het my in die wynhuis gebring, en hierdie huis, is niks anders as sy liggaam nie. Yeshua sê, breek hierdie tempel, hierdie liggaam af, en in 3 dae bou ek hom op. Ons het 'n gebou in God, sê Paulus, wat nie deur mense hande opgerig is nie. Hierdie gebou, hierdie huis, is die huis van wyn, is die huis van die verbond, want die verbond is die vrug van sy bloed, van sy liefde, van sy lewe. En hier binne het ons nie op eie poging ingekom nie. Hy het my in die huis ingebring. Dit is so belangrik. Sy het gesmag daarna, sy het gesoek daarvoor, sy was daar buite, maar dit is net hy wat haar kon inbring. Dit is so kosbaar, as ons gesels oor die huis van Jahwe, ons het daaroor gesing, wat vind ons daar binne? Eerstens, die bloed, die verbond, die intimiteit, die reinheid, die ek behoort aan jou en jy behoort aan my, en niemand tussenin nie, geen afgoderry nie, ek is my bruid en my bruid is myne. Hier is 'n geweldige liefde, wel, sy praat van, ek is krank van die liefde, maar bietjie later daaroor. Binne in hierdie wynhuis, was sy vaandel oor my, die liefde. Hierdie verbond, hierdie huis van verbond, binne in dit vind ons 'n vaandel. Die woord vaandel is baie belangrik, want dit is nie soos wat ons jong mense nou 'n banier ken van een of ander slagspreuk of 'n ding nie. 'n Vaandel spesifiek, hierdie woord kom in Nimri voor en dit kom in Hooglied voor. Wel Psalm 20 ook een keer, maar ek sal hom nou daar wys. In Nimri gaan oor die slagordes van Israel wat opgestel word volgens hulle stamme met 'n vaandel.
Nou 'n vaandel is 'n kenteken wat posisie aandui. Jy het nie gewonder waar Sebulon nie, daar Sebulon. 'n Vaandel is 'n kenteken om iemand se posisie aan te dui. Waar is hy? Wie is Israel? Waar's Israel? Biljam? Daar's Israel. Ek kan hulle sien. Hulle is nie soos die ander nasies nie. Daar's vaandels. So in die boek Numeri kom hy baie voor en in die boek Hooglied. Om net so 'n bietjie te verduidelik. Vaandel is iets wat hoog gehou word sodat dit gesien kan word. Die stamwoord vir vaandel word spesifiek ook vir die man gebruik. Hy self is uitnemend. Kom ek wys julle gou-gou, hoofstuk 5. Hoofstuk 5 vers 10. Vreemde plek om hom te kry. My beminde is skitterend wit en rooi, uitnemender as 10.000. Ons ken nou 'n liedjie in Afrikaans, skoonste van 10.000, nê. Daai skoonste kom van hier af, uitnemend, vaandel, uitstaande. Die Engelse vertaling sê nogals notable. Jy kan van hom jy kan dit sien. Dis iets waarvan maklik waarneembaar is. Maklik notisie geneem word. Of King James praat van chiefest. Dit is hoof. Dit is groot. Dit is duidelik waarneembaar. Wat is duidelik waarneembaar in hierdie huis? Hoe kan die wêreld die vaandel van Jahwe oor sy volk sien? Wat is hierdie vaandel? Dit is sy liefde. Kom ons gaan na Johannes 17 toe. Johannes hoofstuk 17. Terwyl jy dalk jy hand by Johannes 17 oop, moet ek dit dalk net so klein bietjie verduidelik. Kom ons gaan eers na Romeine 5 toe. 'n Vaandel is 'n bewys van iets. 'n Bewys van iemand se identiteit. 'n Bewys van waar hy is. En die bewys in hierdie wynhuis is die liefde. En dit is wat so kosbaar is van hierdie toneel, dat hierdie bruid sê, maar het is nie 'n geheim dat hy my lief het nie. Hy het 'n vaandel, 'n uitstaande teken. Almal wat by hierdie fees teenwoordig is, kan op 'n, soos ons in Afrikaans sê, op 'n myl sien. Hier's 'n vaandel wat oor my is. Die vaandel is liefde. Nou Romeine 5 vers 8 sê, wel kom ons lees vers 7 is die begin van die sin. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys, span sy vaandel uit, sy van liefde tot ons daarin dat Messia vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hierdie verbond is met ons gesluit toe ons dit nie verdien het nie. Toe ons nog hoere was, nog aan die ou verbond ontrou was. Kom Yeshua om te sterf sodat ons rein kan wees, om saam met hom in hierdie nuwe verbond, in hierdie huis in te gaan as rein en heilig. Geen verdienste van ons kant nie. Jahwe bewys, en ek wil die woord vaandel en die woord bewys langs mekaar sit. Dit is so belangrik dat elkeen van ons in ons verhouding tot Jahwe, en as ons wil groei en volwasse word, soos wat Hooglied 'n volwasse verhouding voorstel. Hierdie vrou sê, sy bely dit. Hy het my in sy huis ingebring. Hy het my in sy verbond ingebring. In sy huis was sy vaandel oor my die liefde. Hy het sy liefde aan my bewys toe ek dit nie verdien het nie. Ek weet, my lewe dra die getuienis, daar's 'n vaandel. As iemand wil weet vir wie's Jahwe lief in hierdie wêreld, kyk na een van sy kinders. Daar's 'n vaandel oor hulle lewe.
God het sy liefde aan hierdie persoon bewys toe hy dit nie verdien het nie. Sy vaandel oor my was die liefde. Johannes 17. Wil Jahwe hê dat die wêreld moet weet dat hy Israel liefhet? Ja, hy het 'n vaandel oor Israel. Oor sy spesifiek sy uitverkorenes, spesifiek die wat hy geken het voor die grondlegging van die wêreld, spesifiek sy sulamitiese beminde, rein en heilig. Johannes 17. Eerstens is Jahwe se vaandel oor Joshua. Jahwe het Joshua lief. Hoe weet ons, waar lees ons van die vaandel? Wel, 3 keer kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie my siele welbehaag het, luister na hom. Ons weet, die vaandel van Jahwe se liefde was oor Joshua. Nou, Joshua is ons oudste broer. Ons sterwe in hom en staan in hom, nuwe skepsel op. En Johannes 17 praat van eenheid van ons met Joshua, soos die vaandel van liefde, die verbond met die seun volmaak is, dan is ons liefde, as ons in Joshua is dit ook volmaak. En ons lees dit in Johannes 17. En ons begin by vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee. En ons gaan nou oor daardie heerlikheid praat. Wat U my gegee het. Wat is die effek van hierdie heerlikheid? Wat is die gevolg? Wat is die resultaat? Wat is die implikasie? Die implikasie van hierdie heerlikheid is, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek, en nou beskryf hy die eenheid. Ek in hulle, en U in my. Sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, hier's 'n vaandel, dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Dat die wêreld kan weet, Jahwe se vaandel is oor Joshua, is oor sy gemeente. Hoe weet die wêreld dit? Joshua gee die heerlikheid van die Vader aan ons. Hoe lyk hierdie banier? Heerlik. Heerlik. Heerlikheid. Maar nou moet ons gesels daaroor. 'n Banier is iets wat opgetel word, dat almal dit kan sien. Joshua word met die vloek uit opgetel. God bewys sy liefde, dat Joshua vir ons sterf. Die vaandel is nie grappies nie. Dis die seun van God wat aan die vloekhout hang. En die bloed van die verbondshuis, die wynhuis, wat vloei. Daarom in Hooglied 2 vers 4, die wynhuis en die vaandel is so nou met mekaar in verband, want die vaandel is die bewys, is die vrug van hierdie wingerdstok wat vloei. En hy het my in die huis ingebring. En hy gee vir my daardie heerlikheid. Twee weke terug se boodskap het Dominee Jaco gebring oor Hebreërs 12, hierdie pad wat Joshua gestap het van lyding tot heerlikheid. En Jahwe bewys dat wanneer Joshua opstaan uit die dood, ontvang hy die naam bo elke naam, en dit is heerlikheid op heerlikheid, en as ons Filippense 2 lees, sodat elke knie voor hom sal buig, en dis groot. En nou sê Joshua, omdat die Vader dit vir my gegee het, en sy vaandel oor my die liefde was, gee ek dit vir my bruid. Dat elkeen van ons ook 'n vloekpaal het, om in Joshua op te neem. En om hierdie heerlikheid deelagtig te word, wat Joshua deelagtig word ons gelykvormig aan sy dood, sodat ons dit ook kan word aan sy verheerliking. Dis heerlik. Dis die pad wat hierdie bruid stap, deur lyding tot verheerliking. Hy het my in die wynhuis ingebring. In hierdie huis is daar orde, daar's reëls. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit red. In hierdie huis van wyn is dit 'n huis van verbondsluiting. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ek is met jou.
Hierdie huis van wyn, volgens een kommentaar wat ek gelees het, is waar daar intimiteit is. Daar's in die verbond van Jahwe vir u en vir my intimiteit. Maar die reël is liefde wat offer. Liefde wat opoffer. Sy vaandel oor jou is liefde. In sy voorbeeld kan jy die vrug dra. In sy heerlikheid dat hy sy lewe afgelê het en opgeneem het, ontvang ons dieselfde opstandingskrag om ook ons lewe te kan aflê. Om ook te kan sê, niemand neem dit van ons af weg nie. My Vader in die hemel is groter as almal. Ek is in sy handpalms gegraveer. En dan, in hierdie huis, is hy krank van die liefde, vers 5 van Hooglied 2. Kom ons gaan na Hooglied 2 toe. En sy vra, versterk my met rosynnekoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Sy is flou, sy is oorweldig, sy moet versterk word. Ons het op aarde so klein bietjie gevoel van eerste liefde. Jy's flou, dit beteken nie veel nie. As daai persoon sê, maak koffie, dan vra jy, hoeveel koppies? Hoeveel keer 'n dag? Vir hoeveel keer die maand? Daar's totale oorgawe, totale diensbaarheid. Totale, ek wil jou behaag. En dit is wat Jahwe soek by die gemeente van Efesiërs in die 7 briewe, sê hy, gemeente van Efesiërs, ek het dit teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Toe jy nog krank was van die liefde. Toe jy nog vir my gevra het, gee vir my krag, ek kan nie op my voete staan nie. Toe jy nog my gevra het vir rosynkoeke, en ons gaan nou by die rosynkoeke kom en die appels. Want sy moet krag kry, sy moet versterk word. Want sy wil diensbaar wees. Sy wil alles vir hom gee. Want sy is in hierdie huis van wyn van verbond ingebring. En sy het hierdie begeerte om hom te behaag. Maar sy het krag nodig. Sy het hulp nodig. Want sy is oorweldig van die liefde. Versterk my met rosynkoeke. Nou rosynkoeke is nou baie interessant. 'n Mens moet so klein bietjie na die Hebreëse taal gaan kyk, want nie alle rosynkoeke lyk my in die Ou Testament is dieselfde rosynkoeke nie. So ons kry 'n goeie voorbeeld van 'n rosynkoek en 'n slegte voorbeeld van rosynkoeke in die Ou Testament. Die een goeie voorbeeld, en let mooi op na die konteks, is toe Dawid die verbondsark na Jerusalem toegebring het, 1 Kronieke 16, as wonderlike fees, hulle sing loof Jahwe, en Dawid gee vir elke Israeliet 'n stukkie vleis en 'n rosynkoek, en hulle gaan huis toe, om hulle te versterk vir die pad huis toe. Rosynkoeke, versterk. Nou daar's 'n ander woord ook in ons Bybel, hier staan rosynkoek op 3 ander plekke, ook in die Ou Testament, maar ek sien die Engelse Bybels en die Hebreëus vertaal het eerder as trosse rosyntjies, clusters of raisins. En al 3 gevalle was om te versterk. Een is Abigail, toe van daai dwaas, toe sy Dawid se manne, sy bende, versterk het daar in die veld, nê? Toe versterk sy hulle met rosynkoeke. Net gou by my, met rosyntjies. Net gou by my notas uitkom. 100 trosse rosyntjies het sy vir Dawid se manne gegee in 1 Samuel 25 vers 18. Ons Bybel sê, Afrikaanse Bybel sê rosynkoeke, maar dit lyk meer of dit rosyntjies is en Dawid gee vir 'n Egiptenaar wat vir hom sê waar die vrouens heen weggevoer is deur Amalek ook 2 trosse rosyntjies, want dit versterk jou. Dit gee vir jou krag. So ons kry die duidelike beeld. Hoekom ek dit noem is want Hooglied het praktiese beelde. Hoekom versterk my met rosynkoeke? Dit gee vir jou krag. Daar's energie in hierdie rosyntjies. Baie interessant hierdie uitnemende voorbeelde van hoe Dawid al 3 keer het met Dawid te doen, versterk word of versterking gee. Siba, toe Dawid vir Absalom gevlug het, toe kom Mefiboset se diensknegt Siba by Dawid aan, 2 Samuel 16:1, met Dawid met 100 trosse rosyntjies,
om laat hulle kan versterk. Maar dis nie heeltemal rosynkoeke nie. Die rosynkoeke kry ons dan hierdie positiewe voorbeeld van Dawid wat die ark terugbring en dan die negatiewe voorbeeld van Hosea 3 vers 1 waar Israel haar koppel aan afgoderry, hoerery en versot is rosynkoeke. Die punt is net dat hierdie rosynkoeke het te doen met 'n geestelike konnektasie van verbondsluiting of verbondsverbreking, geestelike hoerery. Pragtig dat sy dan die positiewe, die reine, die regte een sê, versterk my met rosynkoeke en appels, wat verfrissend is. Wat kry ons in hierdie verbondshuis om te eet? Die liggaam van Yeshua, neem eet, dit is my liggaam. En hy wat van hierdie brood eet, sal nooit weer honger kry nie. Psalm 23 beskryf dit, dat hy dek vir my 'n tafel, en ons het gesing net, goedheid en guns is in die huis van Jahwe. Hierdie tafel wat vir ons gedek word, Yeshua sê ook, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, sal ek ingaan en dan sal feesmaal hou. Hierdie feesmaal het ons laas Sondagoggend gepraat oor die appels, want hier vra sy wie om versterk te word met die appels. Sy verlang na die vrugte van hierdie beminde, want hy is die appelboom. Nou wat is die vrugte wat Yeshua dra? Nou, dit is ook die dinamika van die huis. Het jy al in 'n huis ingestap en jy kan ruik as iemand eie gebraai het? Nee, daar is 'n atmosfeer, of as die koffiemasjien nou net die aroma gee, daar's 'n atmosfeer. Nou, hierdie rosynkoeke, hierdie liggaam van Yeshua wat vir ons gebreek word, wat vir ons dien tot voedsel, waarmee ons versterk word, sodat ons in hierdie verhouding kan vrug dra en ons beminde behaag en optree soos wat hy wil hê ons moet optree, is een van die dinamika, en dit is kosbaar, is waarheid. Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En wanneer hierdie beminde sy vrou in die huis inbring, in hierdie huis, hierdie verbond, dan bedien hy ons. Want sy vra, versterk my, sy het nie uit haarself uit krag nie, hy moet my versterk met rosynkoeke, en ons sien in die woord dat Yeshua voed en koester die gemeente, sy liggaam, deur sy gees. En sy gees gee vir ons dinamika, 'n werking in ons lewe om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae, sodat ons kan opstaan, en nie net flou wees van die liefde nie, maar ook die vrug van liefde dra, deur die pad van lyding te stap, te volhard. Waarheid. Johannes 8 vers 32. Julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal jou vry maak. Die dinamika van hierdie huis van wyn is vrymaking. Die verbondshuis maak ons vry van die huis van slawerny waaruit ons kom. Waarheid maak vry. Johannes 8:36. As die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hierdie werkwoord vrymaak en vry wees in Johannes 8 vind ons in Romeine. As Paulus praat dat ons vrygemaak word van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Romeine 6 vers 18. En vrygemaak van die sonde. Dit is baie belangrik dat Kolossense sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Hierdie huis van wyn gaan oor die bloed van Yeshua. Dit is 'n huis van verlossing. Dit is 'n huis van verbond. Ek is nie meer diensbaar aan die sonde nie. Hierdie huis se dinamika, die vrugte, die rosynkoeke, die appels waarmee my versterk, is waarheid. 'n Waarheid wat vrymaak. En hoe meer ek waarheid leer ken, neem my nou baie mooi volg, dat die Griekse woord ginosko, wat hier staan in Johannes 8, julle sal die waarheid ken, is die ekwivalent vir die Hebreëus yada, wat in Hebreëus die idiomatiese spreekwoord was vir gemeenskap. As ons dit lees in Genesis, om daardie eenwording, maar dis nie net dit, uitsluitlik dit nie, dis onder andere, somtyds dit, dat hy sy vrou beken het. Dis absolute kennis, dis absolute eenwording, en dit is
Yeshua is die waarheid. So meer die woord van die waarheid in ons lewe werk, hoe meer eet ons, hoe meer krag kry ons, die rosynkoek, die wonderlike, suiwere woord deur sy gees geïnspireer, versterk ons om in hierdie huis, in die verbond, in ons posisie aan die tafel te kan sit en ons hierdie intieme liefdesmaal. Hierdie wonderlike verlustiging tussen die beminde en haar man. Waarheid. Vrymaking van sonde. Nie aansporing, ek lees Hooglied as 'n aanleiding tot losbandigheid. Nee, jy mis die punt totaal en al. Jy kan dit nie uit jou vlees uit lees nie. As jy in Yeshua, in die verbond deur sy gees gelei word, dan sien ons in hierdie huis is sy banier oor my die liefde, opofferende liefde. En ek het krag nodig om my lewe te gaan aflê vir my broer, wat dit nie werd is nie. Ek het krag nodig om vir iemand die liefde van Yeshua te bewys wat dit in daai situasie nie verdien nie, want ek was reg en hy was verkeerd. Maar sy vaandel oor my word ook my vaandel in die gemeente en die krag van wat hy my gee om vrug te dra. Dit is baie belangrik dat ons hierdie versterking, hierdie inbring in die huis en hierdie versterking as 'n maaltyd, as 'n feestelikheid beskryf en ervaar. Hoe ervaar jy jou geestelike lewe? As jy in 'n maaltyd met die koning van die konings, waar jy hom eet, waar jy aan 'n tafel sê en sê vandag om myself af te lê is 'n fees. Dis 'n fees want hy het my versterk. Hy het my in hierdie huis gebring. Hy het my in hierdie verbond geplaas. Hy versterk my met die woord van sy gees, vir die gees van sy woord. En ek het energie, geestelike energie, om in die liefde te handel. Psalm 20 vers 5. Psalm 20 vers 5. Ons wil, verskoon vers 6. Dit gaan oor die koning, dit is 'n messiaanse psalm. Dit het baie te doen met Hooglied. En Psalm 45, die koning wat optrek in die stryd, die koning wat oorwinning en versoening en redding bring. Ons wil juig oor u oorwinning. Die woord oorwinning daar is Yeshua in Hebreëus. Ons wil juig oor u verlossing. Jahwe verlos. En die vaandels, daar's presies daai woord. Opsteek in die naam van onsse God. Ons wil hierdie vaandel opsteek in sy naam. Sy naam is oor ons uitgeroep, 'n duidelike kenteken. Jahwe roep sy naam oor sy volk uit. Alles wat hy doen, doen hy ter wille van sy naam. So wie ons is en wat ons in die verlossing wat ons ervaar is in sy naam. Hy heilig sy naam. Vader, hierdie dag bid ek, laat u naam geheilig word. Ek steek my hele lewe as 'n vaandel op in u naam. U naam is oor my uitgeroep. U liefde is oor my lewe bewys. My lewe moet getuig van u liefde. Oorwinning op oorwinning volg vir hulle wat hulle lewe aflê ter wille van sy naam. Ter wille van sy vaandel oor ons. Die vaandel in die naam. 'n Naam is iets wat oor jou uitgeroep is. 'n Vaandel is iets wat jy oor uitspan. Vaandel in naam en bewys van liefde is sinoniem in hierdie konteks. Dis groot en is heerlik dat ons koninklike beelde het van 'n koning wat uittrek in die stryd en oorwinning en juig. Ons wil juig en ons gaan terug na die huis waarin ons fees vier met die vrug van die wynstok, die vrug van Yeshua se offer en ons vier daarmee fees. Ek hoop dit is vir u 'n gunstige posisie om te wees binne in die huis. Het jy al gelees in die Nuwe Testament die allerverskriklikste, afgryslikste uitbeelding van die 5 maagde wat by die deur staan en klop en sê, meneer, maak vir ons oop, en hy sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Om buite te wees is afgryslik. Binne is Jerusalem, die nuwe Jerusalem, die lam en sy teenwoordigheid, maar buite is die honde, die hoereerders, die afgodedienaars, die leenaars, die poel van vuur. Matteus 7 sê hy gaan, nie elkeen wat vir my sê, meester, sal gered word nie, maar hy wat die wil doen,
Hy sê, baie sal in daardie dag kom en sê, maar ons het dit en dit genoem. Hy sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Die teenoorgestelde van daardie afgryslike verwerping is Handelinge, Hooglied 2 vers 4. Hy het my in sy huis ingebring. So hoor baie keer die kinders sê wat hulle voel. Groot mense sê nie wat hulle voel nie, maar hulle voel dit ook. Ek voel uitgesluit. Dit is baie sleg om uitgesluit te voel. Almal word genooi, ek word nie genooi nie. Wag, hy het my in sy huis ingebring. Ek is 'n genooide, ek is 'n eregas, hy het my by die naam geroep. Ek het nie daar ingesluip sonder 'n bruilofskleed nie. Hy sal jou uithaal daar. In sy verbond is sy eiendom afgemeet. Skry maat is 144.000. Esegiel praat van alles word gemeet, sy heiligdom. Ek wil vanaand afsluit. En spesifiek vir die mans vra. En ek het dit nie in die begin gesê nie, maar ek moes dalk, ek sien as hulle boeke lees, boeke skryf, dan skryf hulle altyd so voorin, hierdie boek word opgedra aan iemand vir wie hulle lief is, sy vrou of iemand. En eintlik het ek vir my vroukie gesê vir Zanel, hierdie preek dra ek aan haar op. Ek dra dit in die gemeente van Jahwe op. Maar hierdie laaste gedeeltetjie, wanneer ons so 'n bietjie vra, wanneer ons as mans en vrouens en wat met kinders opvoed en in 'n wêreld leef waar Jahwe vir ons die huwelik gegee het, wat is die standaard wat Jahwe wil hê in ons huwelike moet wees? Is dit nie Efesiërs 5, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Joshua die gemeente lief gehad het en sy lewe opgeoffer het nie? Is dit nie dieselfde standaard wat hy sê, ek het my vriendin, my beminde, my liefling in my huis van wyn gebring en my vaandel oor haar was die liefde nie. Nou vra ek, hoe lyk ons huise? Is dit 'n huis van wyn? Die wyn van my lewe, my bloed, wat ek opoffer vir my vrou, vir my kinders. Want dit is hoe die huis van Joshua lyk. Hoe proe daai wyn? Is jou vrug vol selfsug en eie planne en eie geregtigheid? Of lyk jou huwelik, want jou vrou het jy in jou huis gebring. Jy het verbond gesluit. En so maklik. En ons sal hieraan moet werk in die toekoms met huwelike, want dit is asof die predikant vir die bruidegom sê, beloof jy dit, en dit moet eintlik uit die bruidegom se hart uitkom en sê, my huis, my verbond, ek beloof, ek in Jahwe se krag en in sy naam, my vrou, dit is hoe die huis gaan lyk, wat ek vir jou in die krag van Jahwe gaan bied. Soos wat Jahwe in Jeremia 31 vir Israel sê, Israel, dis hoe die nuwe verbond lyk. Ek gaan nie aan jou sondes dink nie. Mans, gaan jy vir jou vrou sê, vrou, dit is ons huwelik gaan lyk. Sê jy verkeerd doen, ek gaan dit nie teen jou hou nie. Kan ons die verbond volg? Kan ons die voorbeeld volg van Joshua? Ek sal vir jou wees en met jou wees. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek skryf my wette en my instellinge op jou hart. Kan ons sien hoe Jahwe verbond met Israel sluit? Daar's 'n definitiewe huis van verbond. 'n Huis waar ons die vrug geniet van sy arbeid. Hoeveel arbeid sit ons mans in ons huwelike? Selfopofferende liefde, sodat ons saam aan 'n tafel kan sit en geniet wat die liefde se arbeid opbring. Hoe proe daai wyn? Is dit die wyn van Babylon, vol gierigheid, vol leebeloftes? En ons het gesê Joshua se huis is vol waarheid. Is daar waarheid in my verbond? En as ons sê waarheid is ek in die waarheid Joshua, sodat al my handelinge waarheid kan wees. Want om te vergewe is waarheid. En om die vrug van die Gees te dra is als in waarheid. Hoe lyk die verbond wat jy gesluit het? Was dit 'n paar woordjies op 'n papiertjie wat die predikant afgelees het en jy maar net gesê het ja. En as jy nie daai dag seker was wat jy bedoel het nie, gaan kyk uit die woord van Jahwe vanaand. Hoe moet ons huwelike lyk? Volgens die huwelik van Jahwe met sy volk. En kom op standaard, want dit was sy bedoeling gewees vir Adam en Eva. En die tweede Adam het ons die volmaakte.
Gaan sê vir jouself, in my verbond met my vrou, in hierdie huis van wyn, is dit wat ek op die tafel dek. Dis die vrug, dis wat ek wil hê ons moet geniet. Ek wil hê ons moet ons verbond met Jahwe geniet. Ek wil hê ons moet waarheid en opregtheid en al die vrugte van die Gees met mekaar deel. Sodat ons by die volgende stap kan uitkom, dat sy kan sê, my man se vaandel oor my lewe is die liefde. Hy bewys sy liefde. Nie net met 'n bos blomme nie, maar met Golgotha. Bedoelende, hy het in Yeshua gesterwe, soos wat Yeshua sy liefde vir sy volk bewys het op Golgotha, toe hy gehoon, geslaan, deur die gesig geslaan is, sy baard uitgepluk is, gespoeg is, het hy sy liefde bewys. En mans, ons enigste pad tot verhoging is deur in Yeshua se sterfte te deel. En dan kan jy daardie argumente teen jou, jy kan al daardie pyn en lyding wat die wêreld in enige situasie oor jou kom, kan jy verdra. Soos Yeshua stil gebly het, want jy weet, jou lewe, dit hang nie van jou krag af nie, dit hang van Jahwe se genade af. Net so jou huwelik. Dit gaan nie oor jou pogings nie. Dit is nie as jy elke dag met 'n bos blomme opdaag en jou huwelik verryk nie. Bosblomme het sy plek binne in Jahwe, as dit in waarheid is. Wat is by die feestelike vergadering haar kenteken, haar uitnemende, uitstaande kenmerk, sy liefde? En daarom is dit so belangrik dat ons, hoe praat ons in die publiek, hoe praat ons van ons vrouens, oor ons vrouens, met ons vrouens? Dit moet die liefde wees, opofferende liefde. Nie, ek het jou gesê, jy stry alweer, en as daar die opgewerktheid, nie, 'n kalm, rustige, ondersteunende, ek oortuig jou van waarheid. Emosies is nie altyd op lyn nie, emosies en gevoelens, dames is begaaf met emosies, en dit is wonderlik, dit is nie altyd hoe jy voel, hoe die saak regtig is nie, mag ek dit maar sê. Maar as jy werklik as man haar swakheid dra en waarheid leef, waarheid word nie geskree nie, waarheid word gedien en bedien. Yeshua het nie op sy volk omskree dat hy vir hulle lief is nie. Hy het stil gebly en gesterf. En toe kon sy getuig, waarlik, hy is die seun van God. Want die heerlikheid van Jahwe het hom opgewek. En daarom, mans, kom ons kyk hoe lyk ons huise. Laat dit ook 'n huis van verbond sal wees. Laat dit ook 'n tafel sal wees wat ons bedien, waar daar vrug uit ons lewe uitkom, dat daar nie 'n tekort is nie, want byvoorbeeld die vrug van selfbeheersing, bedien iemand wat frustreerd is. As jy frustreerd en geïrriteerd is, of as jy seer het of jy het pyn, of wat die swakheid ook al by jou maat mag wees, as jy die vrug van selfbeheersing gee, dit is soos 'n rosynkoek, dit gee vir jou weer moed. Gee daar die vrug van lydsaamheid, daar die vrug van kalmte. Dit gee vir 'n ander persoon weer krag en motivering. En laat ons vaandel oor haar, ons optrede, ons publieke bekendmaking wees. Ek is lief, nie met woorde nie, maar met die daad. En in, ek hoop julle weet wat is die volgende woord? Waarheid. 1 Johannes 3. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, dankie dat U vaandel oor ons die liefde is. En dat die liefde 'n naam het, Yeshua, Jahwe ons verlosser. Dankie dat dit nie in die geheim gebeur het nie, maar op Golgotha, op 'n hoogte. Vader, dankie dat ons dit in die evangelie kan lees en deur die Gees kan aanskou, dat Yeshua sy liefde bewys het, toe ons nog sondaars was. En daarom, Vader Jahwe, help ons dat ons liefde gegrond sal wees, nie op gevoelens nie, maar op waarheid. Dit wat ons lees, dit wat ons verkondig, Yeshua, die een wat gesterf en opgestaan en verheerlik en regeer en op die troon sit, dat U liefde in ons lewe sal regeer, dat ons elkeen die vrug sal dra. Spesiaal ons mans, om ons huise in orde te kry, maar ook elkeen, dat elkeen van ons in Yeshua die vrug sal dra.
Dankie dat ons nie buitestanders is, vreemdelinge nie. Dankie dat ons nie ver is nie, maar dat U ons in U huis inbring, dat U ons, al was ons verstrooid tot die 4 windstreke van die aarde, dat U ons in U verbond terugbring na U huis, en dat ons in Yeshua se liggaam verenig kan wees, die 2 huise van Israel, en dat ons U bloed, is die bloed van die verbond het, die wyn van die kostbare huis. Vader, dankie daarvoor. Help ons om in U huis veel vrug te dra, in Yeshua se naam. Amen.